Goeiemôre almal. Dit bly 'n voorreg om 'n boodskap van die Here met julle te kan deel. En vanoggend in besonder lees ons Matteus 1 vanaf vers 18 tot 25. Dit sê: dit is hoe Jesus gebore is. Maria, sy ma, was verloof aan Josef en nog voor hulle getroud is en hulle intiem verkeer het dit gebleik dat sy verwagtend was deur die Heilige Gees. Josef, haar verloofde, was in 'n dilemma. Aan die een kant was hy 'n wetsgehoorsame man. Aan die ander kant wou hy haar die openbare skande spaar. Daarom het hy hom voorgenem om die verloving privaat te verbreek. Met hierdie dinge in gedagte het hy aan die slaap geraak. Daarop verskyn 'n engel van die Here in 'n droom aan hom en sê: moenie huiwer om voort te gaan met jou huwelik met Maria nie. Die kindjie wat sy dra is verwerk deur die Heilige Gees. Sy sal aan 'n seun geboorte gee en jy moet hom Jesus noem, want hy sal sy volk van hulle sondes red. Dit alles het gebeur om die Here se boodskap deur die profeet te laat uitkom. Die maagd sal swanger word, sy sal aan 'n seun geboorte gee en die mense sal hom Immanuel noem. Hierdie naam beteken God is by ons. Toe Josef wakker geword het, het hy gemaak soos die engel van die Here hom beveel het. Hy het Maria en sy vrou by hom in die huis geneem. Maar hy het nie intiem met haar verkeer totdat haar seun gebore is nie. En hy het hom Jesus genoem. Mens, elkeen van ons is al dalk reeds besig om die finale reëlings vir Kersfees te tref. Van ons gaan op verskillende plekke wees. Ons gaan verskillende mense om ons hê. Van ons glo in geskenke gee en ander sê nee, dit is net die wêreld se manier om geld te maak. Sommige van ons versier ons huise met Kersversierings en ander sê nee, dit het niks met Kersfees te doen nie. Ons gaan almal op verskillende plekke wees, ons gaan verskillende emosies ervaar. Daar gaan vreugde wees, maar daar gaan ook verlange wees. Dit is mos juis met Kersfees dat 'n mens verlang na die mense wat nie by jou kan wees nie. Maar weet julle wat? Ons moenie beklei en stry oor ons verskille ten opsigte van Kersfees nie. Dit maak nie saak of jy geskenke gee of nie. Dit maak nie saak of jy jou huis versier of nie. Dit maak selfs nie saak of almal wat jy om jou wil hê by jou is nie. In my gedagtes speel die woorde van hierdie liedjie oor en oor. Kersfees kom, gee aan God die eer. Dit is waaroor Kersfees vir my en jou moet gaan. Gee aan God die eer. Mense sien, Kersfees is die geboorte van Jesus. Dit gaan oor die geskenk wat God in liefde vir ons gebring het. Net soos wat God kan, met wonder op wonder, met hierdie goddelike almag. Jy sien, Jesus se geboorte is 'n godswonder. Dis 'n geskenk en daarom aan God die eer. Mag elkeen van ons dit in ons voorbereiding vir Kersfees so onthou. Kom ons bid saam. Ons Vader in die hemel, laat U naam geheilig word. Laat U koninkryk kom. Laat U wil geskied. Here, aan U kom toe al die lof, al die eer en al die aanbidding. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Baie dankie dat jy tyd gemaak het om hierna te luister. Jy moet 'n wonderlike dag beleef en onthou, jy is 'n great blessing. Totsiens.